Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het 'n nasionale ramptoestand in Suid-Afrika verklaar na gure weer verskeie provinsies getuister het en die DA dien mosies van wantroue teen die uitvoerende burgemeester van die Johannesburgse Metro en spreker van die Stadsraad in. Dis 19 Junie. Baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het 'n nasionale ramptoestand in Suid-Afrika verklaar na gure weer verskeie provinsies getuister het. Die hoof van die Nasionale Rampbestuursentrum, Elias Sithole, sê die omvang en erns van die ongunstige toestande, gekenmerk deur sneeuval, swaar reën, vloede en verwoestende wind, regverdig 'n gekoördineerde nasionale reaksie. Die verklaring laat die nasionale regering toe om meer hulpbronne, insluitend die polisie en die weermag te ontplooi om noodlenigings en herstelwerk te ondersteun. Die ramptoestand sal van krag bly totdat dit deur die owerhede opgehef word. Die Verenigde Koninkryk het weer geweier om 'n visum aan die EFF-leier Julius Malema toe te staan weens sy ekstremistiese optrede wat volgens die VK sy steun vir Hamas en 'n oproep om wit mense te vermoor insluit. Die Britse minister van Binnelandse Sake sê Malema se teenwoordigheid in die land is nie bevorderlik vir openbare belang nie. Dit is Malema se tweede onsuksesvolle poging om die Verenigde Koninkryk te besoek. Boonop is Malema ingelig dat toekomstige aansoeke waarskynlik ook nie onder die huidige omstandighede sal slaag nie, maar dat elke aansoek individueel beoordeel sal word. Intussen sê AfriForum hy verwelkom die VN se besluit en beskou dit as 'n oorwinning vir menseregte. AfriForum sê hulle gaan hul internasionale veldtog teen sogenaamde haatspraak verskerp. Action SA het vanoggend 'n memorandum aan die minister van Justisie, Mameloko Kubayi, gerig, waarin hulle versoek dat sy met president Cyril Ramaphosa in verbinding tree oor die verwydering van advokaat Shamila Batohi uit haar amp as nasionale direkteur van openbare vervolging. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, meen die proses om haar af te dank behoort vinnig te gebeur, te midde van 'n ondersoek na 'n beweerde sistematiese wanfunksionering binne die nasionale vervolgingsgesag. Volgens hom is die NVG in wanorde gedompel. Mashaba sê die NGV het 'n sogenaamde skuilplek geword vir diegene wat verantwoording probeer ontduik. Hy sê Action SA het ondersteuning van diegene gekry wat deur die NVG in die steek gelaat is. Mashaba sê Action SA het minister Kubayi 7 dae gegee om hulle memorandum te reageer. En die DA in Johannesburg Metro het mosies van wantroue teen die uitvoerende burgemeester Dada Morero en die spreker van die Stadsraad Nobuhle Mthembu ingedien. Die party blameer die twee vir swak dienslewering en beweer die Metro is in 'n totaal vervalle toestand. Die DA-raadsleier Belinda Keiser-Ezenjoku sê die Stadsraad is 'n politieke speelgrond en Mthembu beskerm die burgemeester eerder as om toesig te hou. Die mosies sal waarskynlik volgende week in die raad bespreek word. Dis die belangrikste nuus van die dag. Môre maak ons weer so. Totsiens.